Goeiedag, liewe luisteraars. Ek is Willie Sondersin en u is hartlik welkom om saam met my te kuier hier op die senders van Joy Gospel Radio. My program, soos u sal al weet seker, sy naam is Wolke van Getuienisse. Nou vandag wil ek gesels oor die wapenrusting en veral oor die opmerking wat Paulus gemaak het oor God se sterkte. Nou Paulus stel ons voor in die laaste hoofstuk van Efesiërs om aan te trek en om kragtig in die Here te word. Nou vriende, dit is seker die absolute sal ek sê verlange van elke kind van die Here om met daardie krag aangedoen te word, om kragtig in die Here te word. Vriende, let op, soos ek voorheen gesê het nie, dit is nie in spiere of in senings nie, maar word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Vriende, dink net daaraan, as ons kan beweeg in God se krag, in God se sterkte, ons kan nie vir een oomblik dink dat dit deur ons sterkte is wat ons dinge bereik nie. Deuteronomium 8 vers 17 sê, jy moenie in jou hart dink, my krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe nie, maar dink aan die Here jou God, dat hy is wat jou krag gee om die rykdom te verwerwe. Die Bybel praat ook, hy sê ons het nie hierdie skat in erdekruike sodat dit die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie, want dis 'n krag van God. En nou die Bybel sê God is gees en die wat hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. Hebreërs 11 vers 3 sê dat deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van die Here toeberei is, sodat die dinge wat gesien kan word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Onthou vriende, dat die dinge wat ons sien, die bome, die plante, die diere, die hemel, die skares, vriende, soos hulle in Afrikaans sê, die galaksies, die galaxies, die ontsaglike hemelruim, alles is deur die woord van God toeberei. Daar is nou nog planete wat gevorm word, soos die wetenskap vir ons verklaar. Psalm 8 sê, die maan en die sterre wat u toeberei het, in Genesis 1, God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Iemand het op 'n dag probeer verduidelik hoe dat die lig wat God gespreek het, 'n realiteit geword het. Hy sê dat die wetenskap praat van 'n Big Bang, maar hy is seker dat daardie wetenskaplike sou nie daar wou gewees het met hulle Big Bang teorie nie, want toe God spreek, laat daar lig wees, het lig uit God se mond gekom, teen 'n spoed van 186.000 myl per sekonde. Oh, halleluja, what a mighty God. Dit is die spoed wat lig trek teen 186.000 myl per sekonde. Onthou dit, wat God tot stand gespreek het, vriende, is nie dieselfde lig wat 4 dae later geskep was nie. Die son en die maan en die sterre
het eers later gekom, op die 4de dag. Is dit moontlik, vriende, om God se sterkte te bepaal met ons klein menslike verstand en dit te probeer uitwerk? Met een van die vorige programme het ek genoem dat sogenaamde geleerde manne beweer dat daar is nie 'n duiwel nie en dat dit maar net 'n illusie is in ons gedagtes. Psalm 10 vers 4 sê, die goddelose met sy neus in die hoogte, die slim manne, en ek sê nou, nie almal nie, maar die slim manne loop met hul neus in die hoogte en sê, hy ondersoek nie, met ander woorde, dit is nie eers die moeite werd om te ondersoek nie, want daar is geen God nie. Dit is al sy gedagtenis. Dit is presies wat die slim manne beweer in die tyd waarin ons nou lewe. Groter ontdekkings word gedoen, die DNA is gedoen en soveel dinge, die harttransplant is gedoen, dat daar is nie 'n duiwel nie, sê hulle. Dit is net 'n illusie en sommige twyfel of daar 'n God kan wees. Hoeveel mense is daar nie wat beweer hul God, dat hulle glo nie dat daar 'n God is nie. Jy weet, mense vandag se dag spot met God. As ons kyk wat het nou so pas gebeur in LA, dat hulle het gesê God het geen, daar was geen woord gespreek oor God nie. En toe begin 'n paar dae later, toe begin die brande in Los Angeles, die brande verwoesting gesaai. Psalm 14 vers 1 sê, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Sleg, afskielik maak hulle hul dade, sê die Bybel. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. So 'n tyd gelede was daar 'n hofsaak in Amerika, jy dit seker ook al gehoor, waar 'n man 'n saak gemaak het teen die regering, dat daar bepaal is vir alle geleenthede om dinge te herdenk, so byvoorbeeld, en hy noem op jy kry 'n Moedersdag, 'n Vadersdag, 'n Jeugdag, 'n Dankdag, 'n Thanksgiving Day, 'n Kersdag, en hy noem so al die dae wat daar voorsiening voor gemaak was en wat getrou gevier word elke jaar, en dit het ook nou al 'n geldmakery geword. Maar vir hulle wat nie aan God glo nie, is daar nie 'n dag om dit te vier of te herdenk nie. Die saak kom, hulle bring dit toe voor die hof, die man wil dit voor die hof bepleit. Hy sê dat hulle moet ook 'n dag kry. Die saak kom toe voor, en die regter het geluister na die man se prokureur, toe sy die saak voor die hof bring, 'n vrou, dat hy nou eis hy dat die regering 'n dag ook vir hulle moet instel, vir hulle wat nie aan God glo nie. Die magistraat het geluister en toe aan die prokureur geantwoord, maar julle het tog 'n dag. Tot groot verbasing van die prokureur, toe die regter haar antwoord, maar julle het 'n dag. Sy was uit die veld geslaan oor die regter se stelling dat hulle alreeds 'n dag het. Sy vra toe aan die regter of sy edele dit kan verduidelik. Die regter antwoord, dit is heel maklik, sê hy, en hy neem sy Bybel en lees Psalm 14 vers 1. Hy sê, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Nou, die woord dwaas in die Engels word vertaal as a fool. Hy lees uit Psalm 14, sê that the fool say there is no God. Die regter herhaal toe vir die prokureur en sê, maar hulle het reeds 'n dag. April die 1ste is hulle dag.
April Fool's Day. Julle het 'n dag wat julle kan herdenk. April, die 1ste, April's Fool's Day. Halleluja vir so magistraat. Hierdie gebruik bestaan deur al die jare en is al onbekend as die eerste dag in April is April's Fool's Day. Ons ken dit mos almal. Jy word so in strikke gevang op daardie dag en jy hoor 'n woord en dan dink jy dis die waarheid en dan kom jy later agter dit is maar net 'n voelspeelery. Nou die regter slaan met sy hamer op die bank en sê case dismissed. Vriende, dankie die Here vir een verligte regter. En nou so hele klompie jare terug nooi 'n universiteit 'n prediker uit om hulle te kom toespreek. Toe die prediker daar op die verhoog staan, was hy bewus daarvan dat die mense wat hy gaan toespreek meestal wetenskaplikes en argeoloë en astroloë is. Reg in die voorste ry van die auditorium sit glo een van die mees bekendste astroloë. Hy is absoluut 'n genie en beskik oor 'n geweldige kennis van die heelal, die planete en sterre. Net voordat die prediker begin, staan hierdie sogenaamde geleerde man op en vra aan die prediker die vraag met soveel arrogansie en smaad in sy stem. Tell me, sir, where is God? Waar is God? Die prediker wat maar net opleiding het in teologie is effens onkant gevang deur die blaatante vraag van die geleerde vriend. Die prediker wat as verteenwoordiger van sy majesteit, die skepper van hemel en aarde en wat alles gemaak en al die antwoorde ken, voel hoe sy mond verdroog. Hy skiet 'n gebed op na God die Vader en vra die Here om vir hom hierdie geleerde man te die regte en wyse antwoord deur die Heilige Gees te gee. Die wyse waarop hierdie vriend die vraag gestel het, was duidelik 'n bewys dat hy voor al die geleerde vriende beslis van plan was om 'n skouspel van sy God te wil maak en daardeur probeer te bewys dat daar nie 'n God is nie en die prediker ook in die skande wil kom en so aan. Nou dat hy dalk nie 'n antwoord het nie. Nou die prediker vra skielik aan die geleerde vriend, is u 'n astroloog? En hy antwoord met soveel entoesiasme en arrogansie en verwys na al sy jare van ondervinding as 'n astroloog en hy vertel net vir hom wat sy prestasies hy behaal het en al sy trofeeë en alles. En die prediker vra aan die geleerde man, hoe ver is die naaste ster aan die aarde? Nou sonder om te aarzel rammel die geleerde distansie in soveel miljoene ligjare af. Die prediker vra hom weer en sê vir my meneer, my geleerde vriend, as jy op daardie planeet wat soveel miljoene ligjare ver is sou staan, soos jy pas genoem het, en in die heelal kon inkyk, sal jy die aarde van daardie planeet af kan sien. Nou, vinnig die geleerde man kom die antwoord van die geleerde vriend. Dit is moontlik as jy met een of ander sterk teleskoop se lens kan kyk op die aarde, jy kan sien. In fokus sal jy dit moontlik kan sien van daardie ster af. Die prediker vra hom toe, kan u vir ons almal hier beskryf wat jy sal sien as jy deur daardie sterk teleskoop sou kyk en hoe sou jy die aarde deur die lens van daardie teleskoop kan beskryf? O, sê die geleerde, dit sal maar net as so 'n klein stippeltjie
in die ontsaglike hemelruim vertoon word. Die prediker vra, kan jy 'n vergelykenis maak? Hoe groot? O, sê hy, so groot soos 'n kopspeld se kop, so ontsaglik klein, sal die aarde vertoon vanaf daardie ster. Jy sal die aarde eintlik alleenlik kan waarneem as 'n klein stippeltjie, so groot soos 'n kopspeld se kop in die ontsaglike hemelruim. Sal dit so vertoon word as jy na deur die lens kyk. Weer vra die prediker, my geleerde vriend, is u seker dat dit net so groot soos 'n kopspeld se kop sal vertoon as jy deur die lens van die versterkte teleskoop sou kyk? Verseker, antwoord die geleerde vriend, ek is deskundige, 'n spesialis, ek het gestudeer vir jare op hierdie gebied en het die planete en sterre bestudeer en die distansies al vir baie jare. Die prediker vra, meneer, weet u hoe groot is 'n kopspeld se kop? Half vererg, antwoord die geleerde vriend, wat het dit met die saak te doen met my vraag. Waar is God? Die prediker antwoord die vriend voor al daardie geleerde manne en vroue en hy sê, my liewe geleerde vriend, om te dink dat op daardie stippeltjie, so groot soos 'n kopspeld se kop, sit nog 'n kleiner stofdeeltjie en hy vra, waar is God? Die gehoor het geskaterlag met die ongeleerde prediker se antwoord en daardie man het skielik besef hoe groot en gering en klein hy is in hierdie teenwoordigheid van hierdie groot heelal wat 'n intelligente God geskaap het. Hy moes erken dat hy is maar net 'n stofdeeltjie op die grootte van 'n kopspeld se kop in die ontsaglike heelal en hy het die vermetelheid om nog te vra, waar is God? Tereg het Psalm 10 vers 4 gesê, die goddelose met sy neus in die hoogte, hoe sal ons ooit die grootte van God kan beskrywe, vriende? Die Bybel verklaar dat die hemel is sy troon en die aarde is die voetbank van sy voete. Dit is met groot bewondering, vriende, dat Paulus in Romeine 11 vers 33 kon skryf, o diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God, hoe ondeurgrondlik is u oordeele en onnaspeurlik u weë, want wie het die gedagtes van die Here geken en wie was sy raadsman gewees? Of wie het ooit iets aan hom gegee dat dit hom vergeld sou word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, halleluja, syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Paulus lewer 'n lewensveranderde boodskap in Athene op die Areopagus en hy noem dat terwyl hy so deur die dorp gestap het en al die afgodsbeelde gesien het, altare, het hy 'n altaar gesien waarop geskrywe is aan 'n onbekende God en hy skaam hom nie om voor al daardie geleerde manne, besoekers en vreemdelinge wat na hom kom luister het, openlik te verklaar dat daardie onbekende God is die God wat hy verteenwoordig, prys sy wonderlike naam, en dat ons deur hom lewe, dat ons deur hom kan beweeg, in hom is ons, en ons bestaan, ons het, hy haal selfs aan wat een van hulle eie digters genoem het, dat ons ook sy geslag is.
Koning David sê, met my God spring ek oor 'n muur. Halleluja, met my God loop ek 'n bende storm. Halleluja. Vriende, hy het soveel confidence, hy het soveel vertroue in hierdie God gehad. Vriende, ons is omring deur bose geeste, bose magte, soos Paulus vir ons skryf in Efesiërs 6. Ek sê dit weer, of ons daarin glo of nie, bose geeste en duiwels bestaan, al sal mense dit afmaak, dat dit nie bestaan nie, en dat dit maar net 'n illusie is, en jou gedagtes wat jy self vorm. As hierdie goed nie bestaan nie, dan lewe ons al in die 1000 vredige jare, so sekere kerke beweer, vriende. Dan bestaan ons beslis nie, ons verstaan nie die woord nie, woord vir ons uitspel, waar daar nie 'n duiwel gaan wees nie, is in die tydperk van die vredesjare. Halleluja, wat 'n wonderlike uitkyk, wat 'n wonderlike gedagte, vriende. Verstaan mooi, ek praat nie van spooke en geeste van afgestorwenes, wat soos mense beweer ronddwaal, deurdat hulle nie tot ruste kan kom nie. Maar ek praat van demoniese magte wat Paulus van praat. Hy sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lug. My skoonvader was 'n dienaar van die Here vir ongeveer 40 jaar. Hy was 'n geesvervulde profeet van God, 'n man wat die evangelie reguit verkondig het. En hy was 'n groot profeet wat die Here kragtig in profesie gebruik het, 'n woord van kennis. Omdat hy so na aan die Here geleef het, het die Here hom soms gebruik om die demone te kan sien. My skoonmoeder het afgesterwe en hy het toe met my stiefskoonmoeder later in die huwelik getree. Nou sy was redelik jonger as hy en sy het 'n werk gehad by 'n skool terwyl hy maar in die bedags alleen by die huis was. Daar was nie veel te doen by die huis nie en hy het maar sy tyd verwyl deur Bybel te lees en te bid. Hy was ook al ver in die jare. Hy was toe reeds al byna 80 jaar oud, dis reg. Op 'n dag terwyl hy so op die mat lê en bid, en maak die Here sy geestesoog oop en hy sien skielik dat hy omring is. Daar staan vroue met hoede op hul koppe, maar dit is 'n groot hoede. Die hoede was so groot dat as hulle beweeg, dan beweeg die hoede so op en af. Daar was verskillende grootte van hierdie vroue wat om hom gestaan het, daar waar hy op die mat gelê het. Nou, daar was maretjies en daar was vettes en daar was langes en kortes. En hulle kyk toe vir hom waar hy op die mat besig was om te bid. En een van die demone begin te praat en sê vir my skoonvader, ons is gestuur om vir jou te kom sê dat jy al die jare 'n verkeerde God aanbid het. My vader en my skoonvader was so geskok in dit wat hy so pas gehoor het. Hy ruk hom so op oorent en omdat hy die onreine geeste se vuil atmosfeer onderskei het hy geweet en besef dat die gesand was van Lucifer en het hulle in die naam van Jesus bestraf. Hy het opgespring en hulle gejaag en die duiwel bestraf, die bloed van Jesus gepleit en die naam van die Here aangeroep. Hulle het toe op die vlug geslaan en hy kon alles in sy geestesoog kon hy dit sien. Nou ek vertel soos hy dit vir ons vertel het. Hy sê dat toe hulle jaag, toe hardloop hulle na die deur toe en die vetste demoon sit by die deur vas
en hy kon sien dat hoe dat die ander inkom en probeer hierdie vet een stoot. Hulle stoot deur die deur, probeer om deur die deur te kom. Hulle slaan toe op die vlug, waarom vertel ek u van hierdie gebeurtenis. My skoonvader het kort daarna in vereniging in die hospitaal gesterwe as gevolg van 'n longkwaal. En ek wil dit u tuisbring tot vriende, dat die duiwel sal dit op die laaste oomblik sal hy poog om jou geloof te laat skipbreek lei. Hy wil op die laaste oomblik, nou hy's kort daarna is hy toe oorlede, my skoonpappie. En vriende, die duiwel kom op die laaste oomblik om jou te sink. Die duiwel het geweet dat sy tyd was naby, dat hy soos Paulus sal sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Nou vriende, en voorts is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. Ek het die goeie stryd gestry, het Paulus gesê. Satan gaan jou nie los nie, vriende. Hy sal jou volg tot by die poorte van die hemel. Of as hy jou kan jag, prys die Here, hy jag jou na die regte plek toe, na Jesus toe. Kushabanda balonti. Vriende, dit is Jesus. Dis die krag van God in Jesus wat ons prys om jou geloof te kom steel. Satan wil dit doen. Hy tot op sy sterfbed, vriende, het toe hy so rukkie daarna sy oorlede toe, maar in die hospitaal, hulle moes hom toe later opneem want die siekte het erger geword. En op sy sterfbed, sal ek sê feitelik, kom ek een aand by hom en ek sê vir hom, papi, hoe gaan dit? Hy sê, my kind, is donker. Hy sê, vandag toe kom hier 'n man by my, pragtig aangetrek, soet en taai en gekoller, hoor. En hy staan nie en ek vra vir meneer, kan ek jou help? En hy sê, ek is hier om vir jou te sê, jy die verkeerde God aanbid. Kan jy sien tot op die laaste oomblik probeer hy nog sy vuilwerke kom doen, om te twyfel, dat jy moet twyfel in die God wat jy aanbid het. Maar ek wil vir u sê, vriende, hy het vasgehou, hy het vasgeglo in God. Halleluja. Hy het deurgegaan tot die einde. Ek het die goeie stryd gestry. Hy skort daarna is hy weggeneem. Halleluja. Vriende, dit is wonderbaarlik dat die Here vir ons ontmoet het, dat ons kan aanhou, ons moet nie ophou nie, al kom hy met al sy stories. Satan is geoorwin op die kruishout van Golgotha. Ons kan vanaand juig, ons kan jubel in sy wonderlike naam. Nou, ons het gekom aan die einde van hierdie program. Mag die Here u seën. Ek hoop dit het iets vir u gedoen. Ons staan vas in die Here. Mag die Here die woord seën aan ons harte. Tot volgende week. Willie Saunderson groet. Amen.